Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Wanneer 'n mens 'n probleem ervaar, dink jy gewoonlik dat die stryd by jou kind, eggenoot, kollega of ander uitdagende persoon in jou lewe lê. Maar die Bybel leer ons dat ons gevegte in gebed moet veg. Toe die Israeliete in 'n geveg met die Amalekiete was dit nie die oorlogstrategie wat die oorwinning gebring het nie. Nee, solank as wat Moses sy hande opgehef het, wat voorbidding verteenwoordig, het die Israeliete geseëvier. Maar wanneer sy hande afgekom het hulle begin verloor. Eksodus 17 vers 12 sê, maar die hande van Moses het swaar geword, en daarom het hulle 'n klip geneem en het onder hom neergelê, dat hy daarop kon sit. En Aaron en Hur het sy hande ondersteun, die een diskant en die ander kant. So het sy hande dan vasgebly tot sononder. Hierdie storie leer ons 'n kragtige waarheid. Wanneer jy jou hande in gebed ophef, skep jy 'n tregter waarin die krag van God kan afvloei. Gebed is die middel waarmee ons die oorwinning in enige area van die lewe behaal. Wanneer Jesus 'n probleem, siekte, kwaal of bose gees teëgekom het, was die eerste ding wat hy gedoen het om te bid. Gebed was in sy aard. God wil hê ons moet mense van gebed wees. Want gebed kan dinge meer verander as enige ander krag op hierdie aarde. Gebed is ons direkte skakel na God se krag. Die volgende keer as jy 'n probleem ervaar of iets nuuts wil begin, bid. Gebed bring jou wil in lyn met God se en maak die weg oop vir sukses. Dit is maklik om situasies te analiseer of dinge in jou eie krag te probeer regstel. Maar werklike verandering vind plaas wanneer jy begin bid. So voordat jy reageer, voordat jy antwoord, voordat jy probeer om die uitkoms te beheer, stop net vir 'n oomblik en bid. Lig jou hande op in gebed en laat God veg teen dit wat jy nie kan sien nie. Here, leer my om my gevegte in gebed te veg. Help my om U te vertrou met dit wat ek nie kan beheer nie, en herinner my om na U te draai voordat ek reageer. In Jesus naam bid ek dit. Amen.